Andrew was nie 'n stywe mens. Ek gaan net besluit en ek open met 'n gebed. Dankie ons grote God en hemelse Vader, dat U ons hierdie dag vind. Vader, om vir Andrew Brown te kom totsiens sê. Hy was 'n pa, 'n broer en 'n vriend. Vader, ons dankie in Jesus naam, dat U ons hierdie gun, en mag U woord vandag by elke oor val. In Jesus naam. Amen. Nou ja, hierdie dinge, hy is vanaf van mekaar gesit, maar soos Andrew is, hy waarskuwing, hy doen net sy ding. Ek het 2 tegnikuste hierso, wat net besig is om die kontak verloor. Maar ons gaan so lank aangaan, ons kan mekaar leer ken, ons kan lekker gesels. Gewoonlik trek ek nou my moois aan, maar ek weet vandag is Andrew se dag, is nie my dag. In die week, wanneer ek bid, en vra vir die Here, wat se woord moet ek bring vandag? Want Andrew was my vriend ook. So my hart is, hy seer. En ek het al die smart goedjies op 'n kant geskuif. Het is beter ons is true en eerlik met mekaar. Net soos hy was. Hy was nie agteraf of skynheilig ou nie. Ons is wat ons is. So, toe dacht ek, nee, ek moet vir die mense iets bring. En weet jy al wat by my kon vaststeek? Was die laaste ruk wat ek die eer gehad het om met hom te werk. En nie werk in 'n slegte sin, werk in 'n goeie sin. En toe ek hiernatoe ry vandag, toe kry ek woord. En op die einde van die dag, al doen ek die werk wat ek doen, was hy eintlik vir my 'n voorbeeld. Ek het iets by hom geleer, en ek hou my moet af vir hom. Hy het op 'n groot manier sy trots in sy sak gedruk, en iets gedoen wat baie min mans eintlik doen vandag. Maar soos ons aangaan, gaan ons by dit uitkom, die hele storie. Maar vir nou gaan ek julle 'n stukkie lees, hierso uit Psalm 23 uit. Maar ek gaan nie by vers 1 begin nie. Ek gaan by vers 2 begin. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. As ons hierso luister, wat hier gesê word, dan kom ons onmiddellik agter, ons dien 'n God van liefde. 'n Ou kan hierdie hele psalmpie gou net lees en aframmel en klaar kry. Maar dis nodig dat ons baie keer bietjie breek in die lewe en besef wat om ons aangaan. Hierdie vers alleen sê vir jou dat ons dien 'n God van liefde. Anders sou hy jou neergegooi het in die wereld. Maar hy lê jou neer. In groen weivelde, nie in 'n droë woestyngrond. Dit klaar moet al vir jou sê, dat daar's 'n oneindige liefde wat God vir elkeen van ons het. En in hierdie gejaagde lewe kom ons nie altyd agter waaroor dinge gaan, spiritual. Want elke net te werk, jy kinders, jy jaag op en af. Daar's eintlik min tyd vandag vir godsdienst. Dis hoekom hulle al spot en sê, ja, mense kom net in die kerk wanneer dit 'n begrafnis is of 'n troue.
maar ons sal later by dit uitkom. Ek gaan nie met julle herhaas vandag nie. As dit so klink, dis seker omdat ek baie tyd om my vrou spandeer, so ek tel my persoonlikheid seker op. Maar, as ek gaan raas, gaan ek kom met feite, sy dit wat op my geleer. Hierdie psalm wat ons hierso het, julle almal het Bybels, partykeer, 'n ou kan nie voorstaan en jy kan die Bybel uitlees en dan sê jy vir jouself, ja, nou het ek my job gedoen. Almal het 'n Bybel by die huis. Almal kan sy Bybel gaan lees. Ek sê nou vir julle, dis Psalm 23, so as jy vanaand wil gaan lees het. Daar's ander goed waaroor ek wil praat. Persoonlike goeders, 'n verhouding. Ons almal ken vir Andrew, ons ken die pad wat hy gestap het. Hy was 'n goeie ou. Hy was 'n goeie vriend. Hy het sy foute gehad, maar wie van ons het nie foute? Toe die vrou in die Bybel, toe die mense al wou stenig, het Jesus vir hulle gesê, die een wat nie 'n fout het, kan hom maar stenig, anders moet jy loop. Almal het hom gedraai en geloop. Ons is lief om vingers te wys, maar dan wys altyd 3 vingers terug. Maar ek kom nou nie van die punt af waar ek so nie. My hart is baie seer, sorry. Ek het nie gedink die dag sal kom dat ek een van my eie vriende se begrafnis moet doen nie. Baie mense vra, hoekom gaan dit sleg met my? Hoekom laat God dinge toe om met my te gebeur wat nie goed is? En baie mense vra dat vraag. Ek seker, elkeen van julle het al gewonder daaroor, hoekom gebeur dit hoe goed is? Maar as jy Psalm 23 vat en ek lees dan vir julle vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Dit sê vir my, as jy daai vers lees, jy moes nou al God in jou lewe ervaar het, sy liefde, wat hy vir jou beteken. Anders sal jy nie in soveel confidence daai sin spreek. Baie keer in 'n ou se lewe vra jy omdat dinge werk nie die way uit wat jy dit soek. Declan, jy en Sissie het ook sulke vrae. Ons het dalk nie al die antwoorde nie. Maar jy het die persoon geken. Jy het sy hart geken. En ek gaan jou nou meer vertel daarvan, wat my baie mooi was van hom. Ek het met julle gedeel dat God jou so lief het. Die rede hoekom al partykeer slegte dinge gebeur, as jy net daar gaan dink, is partykeer deur keuses wat ons maak. Miskien gaan dit finansiëel nie goed nie. Baie keer sal 'n ou sê, yes, ek bid en ek bid, die Here moet vir my 'n ander werk kry. Dit gaan nie goed met my nie. Die waarheid is, jy moet 'n ander werk gaan soek. God gaan nie 'n werk vir jou uit deur die dag laat val op jou tafel nie. Dis nie hoe gebed moet werk. Jy moet uitgaan en 'n job gaan soek. Ander ou stamp sy kar. Ja, ek weet nie hoekom nou die Here hierdie met my gebeur. Rarig. Jy moet seker 'n engeltjie dan wees, as jy vra,
Kom na die Here hierdie goed toe. Jy was dalk dronk toe jou kraag gestaan. Maar dit is makliker, as goed met 'n mens verkeerd gaan, laat ouens dit terugdraai na God toe. Asof jy alles in jou lewe vir God opgeoffer het. Hy skuld jou. As 'n mens dan so redeneer, hoe perfek moet jy nie wees om so te kan redeneer? Dit maak my baie keer vies as dit gebeur en mense doen dit. Ander ou speel lotto. Hy sal die aand voor die tyd lê in sy bed en bid. Here, as jy dat ek hierdie lotto wen, man, ek gaan vir Koos help en vir Gert help en dan dink jy, die volgende dag, jy speel die lotto, maar jy wen nie die lotto. Die Here hoor my sê dit nie. Hoor jy nie? In die eerste plek, moet jy nie lotto speel nie, sorry. Dis ongelukkig die waarheid. God wil nie hê, jy moet jou vertroue in geld gaan sit nie. Hy wil nie hê, jy moet 'n kaartjie gaan koop en dink, dit is wat my lewe gaan verander. Hy wil net hê, jy moet in hom vertrou. As jy aan God vertrou, kan alles vir jou verander. Alles kan vir jou verander. Nie die lotto kaartjie nie. Jy praat dalk van Koos vir wie jy wil uithelp met 'n paar rand, wat jy weet hy sukkel, maar hey, Koos, hy snyf op 'n ander dingetjie, né? En Gert, hy het weer 'n probleem met vrouens, hy spend geld op vir. Dink jy God gaan laat jy geld wen om ouens te help in hulle kwaaddoening? Dit maak sin, né? Hy gaan nie laat jy geld wen, want jy gaan die verkeerde mense help, verder in die moeilikheid in die afgrond in. Hoekom sal hy laat jy die lotto wen? Ons moet ons vertroue in God sit. Dis wat ons moet begin verstaan in die lewe. Jy moet Jesus aanvaar as jou saligmaker en jou redder. I'm the truth and the light. Hy sê dit in die woord. Ek lees nie baie Bybel. Ek is eerlik met julle, maar ek het daarom 'n app. So die ou kan praat, dan kan ek net luister. Dis maklik. Dis nie moeite nie. Miskien jy maak kos. Sit jou app aan dat hy praat. Miskien vang jy ietsie daar. Miskien leer jy iets. Ek sê nie mense moet die hele dag op hulle knieë loop nie. En bid nie. Ja, jy kan rustig wees. Jy moet net jou kant bring in die lewe. Dit is maklik om God te bly vir dinge. Maar as jy so perfek, soos wat die wette in die Bybel sê jy moet wees, ek dink nie een van ons is nie as ek nie. Ek sê dan vir julle, ek lees nie altyd die Bybel nie, want ons is lui. Ons is maar seker so gebore. Ek wou eintlik hierdie baie makliker gemaak het vir julle. Was 'n maand en 'n half terug, seker 2 maande terug, het Andrew my gebel die een middag. En yes, man, die man was down. En ek het aan te gery en ons het gesels. Ons het 'n gebed gedoen en ons het net gesels oor die lewe. Hy het baie dinge op sy hart gehad. En dis hoekom ek my moet vir hom af. Daar was min ouens wat hulle trots in hulle saak trek. Jy sien, jy het daar binne in jou ingeplant, is daar DNA. Wat jy in Jesus sal kry. En dit skop altyd terug. En tog besef jy waar jy vandaan kom. Die aarde is nie plat nie. Al hierdie snaakse goed wat die mense van praat, dan weet jy net, dit is nie wat dit is nie. Jesus is the real deal. En ons het lang daaroor gesit en praat. Hy het gehuil. Hy het baie van Sissie gepraat. Hy het van jou gepraat, Declan. Sy hart was stikkend.
maar hy wil dinge ran. Hy wil opstaan. 'n ander pad stap. En dis hoekom ek my hoed vir hom sal afval. Hy het dalk 'n mooier baard as my. Kyk, maar hy het nie 'n mooier haarstyl as my. En daai ou het opgestaan en gesê, I want to change, I want to be different. Hoeveel van ons sal dit doen? Hoeveel van ons is bereid om op te gee wat jy doen of het of whatever, en te sê, ek wil verander. Hy het my al uit my kouse uitgeskop. Hy was tot by my kerk gewees. Nie vir 'n begrafnis en ook nie vir 'n troue nie, vir 'n diens. Dis hoekom my soontoe gekom het. Dis hoekom ek my hoed vir hom afval. As jy wil omdraai en 'n ander pad stap, dan jy 'n keuse wat jy maak. En ek wil julle aanmoedig vandag daarop, want dis wat hy gedoen het. Kyk, baie van ons is, hey, gaan jy net een Sondag in 'n maand kerk toe, is om dankie te sê. Nou, julle, ek gaan nie die hele dag praat nie, ek gaan hierdie so vinnig maak as moontlik, want ek weet, die ouens wat vir my gesê het, hulle is honger. Maar ek gaan nie uitbrei nie. Ja, daar is mense hier buite, ek werk op die strate, vir Delta Church, en ek werk met druggies en kinders. So, baie mense wat ek hier buite kry, sê, ja, maar, is ok, ek wil nie kerk toe gaan. Maar ek wil jou net vandag sê, hoe belangrik is dit, om kerk toe te gaan. Mense, ek kan die hele dag oor hierdie praat. Dit gaan oor die samesyn by die kerk. Dit gaan oor die Heilige Gees, wat daar is. Ek dink ek kan hier vir jou aanhaal. Ja. Korintiërs 12 sal jy dit kry. Waar hy vir jou sê, hoekom is dit so belangrik om kerk te gaan, om deel te wees van die liggaam van God. Want hulle beskryf dit soos, die een is die arm, die ander is die been. Ons is 'n liggaam. Ons het mekaar nodig. As daar een link is wat uit is, gaan iets nie plaasvind nie. Want ons elkeen het 'n gawe, ons elkeen het 'n geskenk van God af, wat wag om oopgemaak te word. Sodat jy kan sien, wat beteken jy in hierdie werk van God. So dis belangrik, dat jy betrokke is daar. Ander ou sê vir my, kan die kerk gaan, al wat hulle soek is geld. Nou wil ek nie vir hom jas of nee sê nie, want ongelukkig kry jy ouens wat geld jaag. Jy kry het, want is niks om weg te steek. Maar jy het keuses. Jy hoef nie daar te bly nie. Kry vir jou ander kerk. Die mense kom met snaakse dinge uit. Ek kan nie kerk toe gaan nie, want daar mense raas kinder. Ek sê vir jou, hulle is kinder. Dis die een se skoene, en die een se make-up. Weet jy, die maklikste manier vir my om het te verduidelik. As jy 'n roker is, en jy rook jou Gunston, nee? En die Gunston maak dat jy hoes. En jy vra daai roker, gaan jy nou ophou rook? Hy gaan vir jou sê, nou wees. Ek hoes net so bietjie van hierdie, gaan na 'n ligter brand toe, ander brand. Want jy sien hierdie Gunstons, verniel hom 'n bietjie. Ok, verniel hom. So hy gaan nou vir hom 'n ander brand kry. En dan koop hy vir hom, ek weet nie wat stigter as Gunston, Chesterfield. Koop hy vir hom Chesterfield. En hy begin Chesterfield rook, en hy is happy. En hy rook sy Chesterfield.
Dieselfde is dit, as jy na 'n kerk toe gaan, en jy kom agter daar, die mense is kinders, kom ons sê eerlik, hierdie mense is kinders by hierdie kerk, of hierdie mense diekies en daaikies, en hey, hoekom wil jy ophou kerk toe gaan? Hoekom laat jy daai mense toe, om vir jou te besluit, wat jou sielskos gaan wees elke maand? Gaan kry vir jou aan 'n kerk. Moenie ophou kerk te gaan oor mense nie. Want hierdie ou hou nie op sy gangster loop omdat hy hoes nie. Hy kry vir my ander sigaret. Dis wat ons moet doen. Maar jy moenie ophou kerk toe gaan oor mense nie. Ja, maar as ek by die kerk kom, dan min hulle oor my tattoos. En kom na my kerk toe. Dan min ek nie oor tattoos. In elk geval, as baie mense so, as te veel, hulle kan nie skinne, want jy gaan nie bybly nie, nee? Maar moenie ophou kerk toe gaan nie. Dis wat die vyand wil hê, want dan vat hy jou weg van daai communion af wat by 'n kerk is. Ek hou nie vir die woord kerk, dit irriteer my eintlik. By daai gebou is 'n gemeenskap, dis die liggaam van God. Daar kan nie 'n kerk wees as daar nie mense binne in die kerk is. So die mense is die kerk. Ek hou net nie van die woord. Maar moenie die vyand gee wat hy soek. Julle, ons kyk hier buite, hoe gaan die lewe? Dis wild hier buite. En ek gaan eerlik wees, dit raak erger. Want mense weet nie waaraan om vast te hou. Hulle het nie idee nie. Het gaan sleg. Geen raak borreldoppies. Maar ek voel ek beter. Nee, ek gaan nie beter voel. Wat kos? Ek het gesien by Makro vir die wat drink. Daar is 'n special daar, so ek dink drink. 180 rand. Ek drink. Ek sê maar net, want ek wou dit nou doen. Nee, ek gaan nie beter voel môre nie, ek gaan minus 180 rand wees. Dis wat ek eintlik wou sê. Maar net so 'n tip hier langs die kant gegooi. Jy weet. Sê maar net. Alright. Ja. Ek wil julle 'n vraag vertel. Ek en Andrew het 'n maand of 2 terug was ek by hom, ons het gesels, ek het sy dogter vir die eerste keer ontmoet. Dit was nogal vir my awesome. Ek het nie gedink, die tweede keer wat ek al gaan sien, gaan nie wees. Maar hy het my mooi dinge vertel van hom. So ek weet wie sy is, al ken sy my nie, want hy het my gesê daarvan. Ek weet wie Declan is. Ek weet wie hy is daar binne. En jou pa het my soveel goeie dinge van jou vertel. Hy het nie een slegte woord. Dit is awesome. Alles wat ek in daai dag gepraat het, hy het nie een slegte woord gepraat. Hy het niemand sleg gesê. Niemand. Kan ons nie maar ook so wees nie. Dis hoekom ek sê, ek het by hom geleer. Hy werk nie met mense nie, ek doen. Maar ek het iets by hom geleer. En dis wat vir my awesome is. As 'n ou wil opstaan en dinge word in jou wakker, dan wys jy die wêreld dinge wat hulle nooit van jou geweet het. Hierdie ou man, ek was uit my vel uitgeskop toe by die kerk was. Dit was nice. Alhoewel, ek het vir hom gesê waar om te sit, want ons is altyd bressie so, as jy ons sit waar daar lig skyn, dan dit reflect op die mense, nee? So hy daarom in die donker gaan sit, want hy het soos 'n paal oor die ander mense uitgestaan. Ek sou sê, weet jy, as Andrew hier was vandag, en ek het hom daar by die deur gekry, so my van 10 to 1, hy is 3, dan gaan nie die diens wees. Sê ek nie, so, wat jy moet vanaf doen, dit is waar.
verstaan? Ons moet klaar kry. Ek het bier gewerk. Stors. En miskien gaan nie van sy vriende weet vandag wat 'n bier gaan drink. Ek weet nie. Ek moet pas op wat ek sê, want diese mense wat van ver af kyk, en soos ek sê, mense kan jou vinnig point. Maar as die ouens is wat wel 'n bier gaan drink na die tyd, ek wil net vir julle sê, ek het geld saamgebring. Okay. Maar ek wil vir julle ietsie hierso lees in Matteus, waar hulle praat van vergifnis. Yes, ek kan lelik skryf. Toe Petrus vir Jesus gevra het, as ek iemand vergewe, moet ek hom 7 keer vergewe, vir wat hy aan my gedoen het. En Jesus het gesê, nee. Nee, jy verstaan nie die ding. Hy kan bly wees, Jesus het hom nie gefire, want hy het verkeerde antwoord gegee. Maar, in Matteus 18, is waar Jesus hom sê, jy vergewe hom, 87 keer. Nie 'n bietjie, met alles in jou. Met alles in jou. Hoekom kan ons Jesus in ons lewe hê, en ek het dalk 'n probleem met een van ons vriende, soos daai ou Johan Kap. Ek het 'n issue met hom. So wie is ek om hom nie te vergewe, om kwaad te bly vir hom? As God, die skepper van die heelal, sy seun gestuur het om te sterf, vir ons sondes, dat ons kan leef, wie is ons om iemand nie te vergewe? Maak nie saak wat hy nou gedoen het. Elkeen van ons hier sit hier, want Jesus het vir ons elkeen gesterf. Ons elkeen wat hier sit, het 'n siel. En daai siel behoort aan God, aan niemand anders nie. Hy behoort nie aan die vyand nie. Daar's mense wat dalk van die vyand behoort, maar hulle sal later agterkom en behoort eintlik aan God. As jy net kan sit en besef hoe lief is God vir almal, dat hy sy seun vir jou stuur om te sterf, nie een van ons gaan dit van mekaar doen nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Maar as jy vandag hier sit, jy is 'n man, jy is 'n vrou, 'n kind, jy kan jou arm om jou vrou sit, of om jou man sit, en jy weet, of om jou kind sit, en jy weet, hierdie kind wat hier sit, God het Jesus laat sterwe, sodat hierdie kind in die hemel kan chill so daarom. Ons dink net altyd dis 'n simpel versie. Soos me, myself and I, want dis waar die wêreld deesdae gaan. Maar dit gaan nie oor ons nie. Jy moet ophou om selfsugtig te wees en dink alles gaan oor jou staan. Al het jy die wêreld se geld, gaan dit nie eers oor jou staan. It's all about God. Niemand anders nie. Ons is maar net besigties wat hier rondhardloop en asemhaal. Ons moet weet waar ons vandaan kom. Jy moet jou plek ken. Maar mense raak wintie. Dis 'n beter woord. Wintie. Al hoe meer en meer mense, wil ek sê, is nie meer godvreesend. So, hulle respek teenoor die woord, kerk te gaan, is down the drain. As jy enigstens godvreesend is, respek het, en weet wie God is, en weet wat hy kan doen. Ek sien wonderwerke elke week. Ek sê, hy is lief vir my, weet hy is lief vir my. I watch my steps. Ek vat nie kanse.
want ek weet wat in hom sit. En vir baie jare in my lewe was ek nie 'n pastoor gewees. Ek het die lewe gelewe hier buite. Glo my. Amen. It was not. Dit was lekker. Tot ek eendag wakker geskit is. Nee mense, ons stap op die verkeerde pad. Baie van ons. Baie van ons. Dis hoekom ek so trots is op Andrew. Oor die besluit wat hy gemaak het. As almal dit in hierdie dorp kan maak, hierdie gaan 'n goeie plek wees. Ek sê vir julle. Maar ek wil hê julle moet vandag sit en dink. As jou kind langs jou sit, of jou man of jou vrou en jy gee hulle 'n drukkie. Weet net, hoeveel sal jy God betaal as hy vir jou kan sê, hierdie kind van jou, ek sal dit hê jy moet. Wat is jy verskuldig aan? Alles. Jou hele lewe. Ek sal my hele lewe opoffer om te weet, dis wat God vir my kind gedoen. Maar dit is wat hy gedoen het in werklikheid. Maar ons besef dit nie. Ons dink, kyk, die lewe is lekker dat. Baie mense is bang om terug te keer, om te draai. Want hulle is bang vir wat hulle moet opgee. En nou gaan ek dalk nie Vrydag of Saterdag meer daar by Johan Kap gaan braai nie. Want, check, daar R180 special, waarvan ek nou gepraat het, staat dit op. En kyk, ek kan seker gestenig geword vir hierdie dienst vandag, en as mense al buiten wil kyk, wat ek weet nie, but it's alright. I know what I know. God straf jy nie as jy het opdrink. Ek gaan dit nou so sê. Alright? Andrew het dit opgedrink. Dis sy begrafenis. Ek praat vir hom ook. Jy kan jou dopie gaan drink. Jy moet net nie te veel. Moet nie al die R180 specials opkoop. Een dag. Dit klaar dan. En dan môre worry maak. Want jy gaan worry maak. Het is nie verkeerd nie. Wil dit net nie te doen. Verstaan? So baie mense hier buite is gaan sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons gaan stryd tot volgende week. As jy dopie drink, net nie aan tyd druk. Ek wil julle aanmoedig vandag om te sê, as jy nie aan 'n gemeente behoort nie, test dit, gaan try dit. Word deel van iets of iemand waar jy kan gebruik word. Kry jy lewe agter mekaar. Dat jy weet waar jy staan. Jy moet nie wonder waar jy staan. Jy moet weet waar jy staan. Dan stap jy ons nou 'n lekker pad. Dis soos in skool, want my skoolvriend, en die is baie van die ander wat ook skoolvriende was, almal kom uit die tag uit wat die so sê. So ons is almal tagvrienders, né? Toe ek opstap hiernatoe, toe kyk ek eers vir die ouens wat daar agter sit. Want op skool was dit altyd die stout ouens. Kyk daar ook, Toby sit daar, al die stout ouens. Ja, julle is speders, maar julle is stout, ken julle. Maar anyway, be true, wees wie jy is, nie iets voorgee wat jy nie is. Maar try die beste version wees van homself. Raak betrokke, weet wat gaan aan in jou lewe. Maar die sorry as ek sweet hoor, maar ek's hot. Ek sê dit maak het tyd vir myself. My vryde moet nie. Ja. Declan, ek wil vir jou en Christel sê, julle kan trots wees op julle pa, want ek sê vir julle nie na. So julle ken nie sê ding van lig jou ken en ken jou lig.
Dis wat julle kan doen. Wees trots op julle pa wat julle gehad het. As almal hiernatoe kon kom vandag, wat jy wou wees, dankie Vader en Lady, was hierdie parkeerterrein te klein. So, wees trots, en soos ek sê, lig jou ken, en ken jou lig. Weet waar julle krag vandaan. Ek sê altyd vir mense, die beste ding wat jy kind ooit kan leer, miskien leer julle dit vir julle kinders. Leer om bid. Beste geskenk wat jy hom ooit kan gee. Leer net jou kind bid. En hy val af. Want niks in die wêreld maak saak. Dis aardse goeders. Jou saak met God moet reg wees. En dan is dit daar links. Ek gaan jou vra om iets te kom sê. Ek wil net gou vir jou ooms, Robert en Dion. Julle is awesome mense. Nooit laat iemand julle iets anders te vertel. En ek is trots op julle broer wat julle gehad het. Ja. Ek sit om te praat vandag, het voel my keel op te trek. Maar my hart is seer. Julle het 'n awesome broer gehad. Ek is trots op wie jy was. Wie is die ding, jy kan foute maak in jou lewe, solank jy dit wil reg. Almal maak foute. By die skole bel hulle my baie op probleemkinders. Sê ek nou, hoe wil julle hê, moet die kind leer hoe werk die lewe as hy nie foute maak? 'n Kind kan nie leer. Imagine dit. As jy nog nooit 'n fout in jou lewe gemaak het, hoe sê jy gesit het? As jy sit te bang gewees om te begin loop, jy gaan val. Solank jy omdraai. Dis wat hy gedoen het. Jy het nou iets gepraat wat, toe praat ek is nou so grys, toe sê jy jou pa het gesê, hy is wat? Wel, hy is kroon. Ja, kroon. Kroon down, as jy my vraag. Kyk, hy was 'n stoute seun daai. Van skool af, en ek onthou al die dae wat ons gedoen het op busse, is verskriklik. Gelukkig het ons almal in 'n rigting ingegaan, soos ek sê, hier speerders, nooit gedog, polisie sal hulle iewers aanvaar. Maar hulle het goed uitgedra. Hier's baie ouens wat in die trek was, hierso wat ek weet waar hulle vandaan kom, en dis awesome. As hulle geweet het wat ons gaan wees, sou hulle ons almal daai net hoofseuns gemaak. Ons is die hoofseuns van die dorp. Regtig. Ja, ek wil net sê Robert Dion, sterkte vorentoe. Ek kan nie seer voel wat julle het. Onthou net, wees true. En jy het altyd 'n besluit om te neem. Dis jou keuse wat jy gaan doen. Ek gaan vir Declan, en ek neem aan almal ken vir Declan, want dis sy seun, en hy gaan ietsie kom sê, en daarna gaan ons net 'n vinnige videoetjie speel. As die video klaar is, dan gaan ek net kom bid, en dan sal ons 'n song speel, terwyl ons uit die kerk uitstap. Ons gaan net so omstap na die eetsaal toe, en dan kan ons daar nou lekker gesels oor hom, want dit gaan eintlik oor hom. En dan moet die diens eintlik baie kort aan, 10 minute. En dan moet ons hele res van die tyd oor die ou praat wat dood is. Wie het ek nou gesê, hulle moet 'n begrafnis eintlik op 'n maandag. Vrydag is 'n happy day. Onthou net een ding, hy sou wou gehad het, julle moet happy wees. Daar waar hy nou is good times. Ek gaan nie mind om so toe te gaan. Taal nie tax nie, niks water en ligte nie, waar nie oor Mfuleni staatsraad nie. Hey, happy days. Onthou net, die dood is moeilik om te accept.
Want omdat ons as mense vlees is, ons is vel, ons is greedy, jy wil alles vir jouself hê, né? Dis hoekom dit baie keer moeilik is om iemand te laat gaan. Die feit is, jy moet eintlik, ek sê niks meer nie, aangaan met jou lewe. Want jy moet besef waar hy is baie beter as wat ek en jy het. Is happy days, soos ek sê, dit is awesome. Ek kan nie wag om te gaan. My vrou is moeilik, sy is elke dag moeilik. So ja, soos ek sê, jy kan kom gesels, en as jy klaar is en die liedjie het klaar gespeel, dan sal ek vandag net weer opkom en ietsie te sê. Net 'n paar woorde wat ek wil deel met almal. My pa was nie 'n perfekte man nie, maar hy het 'n krag en liefde gehad wat ek nooit sal vergeet. Soos ons almal het, hy het sy foute en sy stryd gehad, maar hy het ook 'n hart gehad wat diep lief gehad het en omgegee het. Hy het my en my sussie se lesse geleer wat ons altyd sal onthou. Ek onthou sy lag, sy hardkoppigheid en sy klein oomblikke van vriendelikheid. Daar was tye wat ons mekaar nie altyd verstaan het nie, maar diep binne het ek altyd geweet dat hy ons op sy eie manier liefgehad het. En daardie liefde is iets wat ek vir die res van my lewe saam met my sal dra. Om hom te verloor voel soos om 'n stukkie van my te verloor. Het is moeilik om baie te sê, veral as dit nog steeds nie waar voel nie, maar terwyl ek hier staan, voel ek ook dankbaar. Dankbaar vir die herinneringe, vir die lesse en vir elke oomblik wat ons gedeel het. My pa en my ma is nou weer saam. En hoewel dit hartseer bring dit ook trots. Ek voel gerusgestel dat my pa en my ma nou saam na my en my sussie sal kyk. Rustig, pa, ons sal jou altyd mis en ons sal jou liefde lewendig hou in alles wat ons doen. Jy is 100% reg. Daar's 'n paar mense net weer vinnig wil dankie sê voordat ek bid. Lance Frontline Ministries wat hulle kerk vir ons available gemaak het. Jannie de Villiers, die ouens van ATS groep, hulle Tortek Vitas is altyd awesome ouens. Ek het respek vir julle en ja, dankie vir julle wat vandag hier sit. Ek verstaan ons mense in die Kaap wat kyk en ek weet nie van waar oral nie. Dit is ook die fynste wat ek ooit in my lewe sal lees vandag. Ek wil net vir julle almal dankie sê vir die respek wat julle kom wys het vir Andrew. Net om te kom baie sê vir hom. Daar's eintlik baie goeders wat ek nog wil sê, maar ek dink ons gaan daaroor praat nou as ons daar buite staan. Ek gaan gou 'n gebed doen en dan sal ons 'n liedjie speel waarop ons kan, as julle reg is, kan julle opstaan, dan gaan ons kom beweeg daar in die saal. Alright, kom ons sluit net die oor. Dankie Here vir hierdie oomblik waar ons vir Andrew kon tot sien sê, Vader. Dankie vir wat U al vir hom gedoen het in sy lewe en vir hom gegee het. Vader, vir sy pragtige kinders, ons dankie daarvoor en hulle kan voortdra wat hulle by hulle pa
geleer het. Here, ek vra U om die geliefdes wat agterbly, Here, laat U net U hand van bewaring oor daai geliefdes sal hou, Vader. Vader, laat hulle oor die seer kan kom, en Vader, laat hulle op met 'n geestesoor kan luister, en besef, dat daar waar hy nou is alles beter. Dis waarvoor ons lewe, en dis waarvoor ons strewe, is om eendag by U voete te gaan sit. En dis nie tot siens nie, dis tot ons mekaar weer sien. Vader, vou sy geliefdes toe in die hande, en stort net die bloed van Jesus oor hulle, Vader, dat hulle kan kalm raak, en weet, was 'n pad vorentoe, Vader, waar hulle ken kan lig, en waar hulle lig sal ken, en dat hulle weet waaraan om vas te hou, en dat U daar is vir hulle, Vader, dat Jesus gesterf het vir elkeen se sondes, en daarom is ons lewe verskuldig aan U, Vader. Ons dank U al hierdie dinge, in die naam van Jesus. Amen. Julle het 'n video, né? Terwyl hulle besig is om my video te sien. Ek sal julle 'n joke ook vertel, maar ek weet nie veel jokes. Sy nou ready. Wat? Wil julle hê ons moet net die ander liedjies speel? En dan as daai song speel, sorry, ons wil nou baie graag hierdie video vir julle wys. Ek dink ons sal dit op 'n ander manier uitkry. Wel op ons groep, en ons kan dit vir die familie WhatsApp en so aan. Is jammer daaroor. Is nie ons skuld nie. Partykeer gebeur daar maar net dinge in die lewe wat ons moet aanvaar, soos die aansien. Ja, dis hoe dit is. Ons gaan aan, wat ons gaan bid. En dan, ja, terwyl hierdie ander liedjie speel, kan ons so omstap, en dan kan julle ietsie daar gaan eet saam met die res van die familie. Dankie dat julle gekom het, hoor. Yeah.